Daar's baie van hierdie 3 dae verhale in die Bybel wat handel oor dringende nood. 'n Mens kan nie daardie nood oplos nie. Daar's 'n krisis en die krisis is so groot dat die Here alleen moet ingryp. Anders is dit neusie verby. Dis verhale wat handel oor geweldige nood en verwagting en hoop dat daar 'n goeie einde sal wees, maar hoop wat ook aan 'n dun draadjie hang. In die tronk het Josef vir die Farao se skinker gesê in Genesis 40 vers 13, oor 3 dae sal die Farao aan jou aandag gee en jou amp herstel. Tydens die Israeliete se slawerny het Moses vir die Farao gevra, laat ons asseblief 3 dagreise die woestyn intrek. Eksodus 5. By Sinai berg gekom, het die Here vir Moses gesê, daar in Eksodus 19, gaan terug na die volk toe. Laat hulle vandag en môre hulle self reinig. Hulle moet oormôre, die 3de dag, moet hulle reg wees, want dan gaan ek die Here van die Sinai berg afkom. Die Israeliete was baie bang om die beloofde land in te gaan. En die Here sê vir hulle, wees sterk, wees vasberade, oor 3 dae trek julle deur die Jordaan en gaan julle die land in besit neem wat die Here julle God vir julle as besitting gee. Josua 1 vers 6. Toe uitwissing Israel bedreig het koningin Ester onderneem om 3 dae te vas en daarna na die koning toe te gaan om te kyk of sy die volk kan red. Hoe lank was Jona aan die vis se maag? 3 dae. Die 3de dag word so dikwels as die reddingsdag beskryf, dat dit amper 'n vaste uitdrukking word om te sê, hier is verlossing, die Here werk kragtig. Nou is alles 'n warboel, nou het alle hoop gewyk. Maar ons weet, daar's 'n 3de dag, daar kom uitkoms. Die profeet Haggai stel dit so, hy sê in Haggai 6 vers 1 en 2, kom ons gaan terug na die Here. Hy sal ons na 2 dae 'n nuwe lewe laat begin. Hy sal ons op die 3de dag weer krag gee, sodat ons in sy teenwoordigheid kan leef. Op 'n dag het verlossing gekom, soos niemand dit verwag het nie. God het na sy mense toe gekom, as mens. Johannes 1 vers 14, die woord het mens geword en onder ons kom woon. En dan gaan dit verder en sê, en ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het. Dit was 'n rare heerlikheid. Dit het gekom as 'n sonderlinge vermenging van nederigheid, eensaamheid en vreesloosheid. Niemand kon teen Jesus optree nie. Hulle het probeer, uiteindelik het hulle hom gevange geneem, gegeesel en aan 'n kruis opgehang. En daarna is sy liggaam in 'n graf neergelê. Dit was die eerste dag, 'n donker dag. Jesus se volgelinge was platgeslaan. Hulle het die heerlikheid 'n oomblik lank gesien. En nou is dit weg. Nou lê dit in 'n graf. Die 2de dag het ook nie veel beter gelyk nie. Pontius Pilatus het gewagte voor die graf laat gesit, want hy was in beheer. Hy wou seker maak dat niks gebeur nie, dat niemand by die liggaam kan uitkom nie. Hy het seker gehoop, ek hoop nou dis die einde van hierdie storie. Ek wil niks meer van hierdie beweging hoor nie. Ek weet nie veel van hierdie Jesus af nie, maar ek het 'n steen voor sy graf laat sit. En daar's wagte wat dit oppas, dat niemand hom kon wegneem nie. Maar Jesus se verhaal is 'n verhaal wat strek oor 3 dae. Hulle kon hom nie in die graf hou nie. Die eerste dag was vir die volgelinge 'n donker dag. Hy's gekruisig, hy's in 'n graf neergelê. Die 2de dag, dit het net erger geword. Alles het in duie gestort. Dit waarop hulle gehoop het,
gaan nie gebeur nie. En toe breek die derde dag aan. Die derde dag is toe mense na die berge toe gegaan het en die berge geskit het en die waters van riviere gekloof is en mense die beloofde land kon ingaan. Die derde dag is toe 'n haremvrou soos Ester 'n magtige koning gekonfronteer het. Die derde dag is 'n dag toe profete soos Jona deur 'n groot vis op die land uitgespoeg is. Die derde dag is toe Christus uit die dood uit opgestaan het. 'n Mens weet nooit wat die Here gaan doen nie. Wat ons wel weet, hy is die Here van die derde dag. Het kan dalk wees dat die eerste en tweede dag in jou lewe aangebreek het. Ek wil vir jou aanmoedig, al werk dinge nie vir jou uit soos wat dit moet uitwerk nie. God bly in beheer. Hy voorsien. En selfs al is daar twyfel in jou hart, God bly in beheer. Reg deur die woord sien ons hoe hy dan kragtig optree en hoe hy uitkoms bring. Hou daarin vas. Al my hoop is nie my omstandighede nie. Al my hoop moet geleë wees op die Here van die derde dag. En al sug en stry en lewe jy in die tweede dag wêreld, weet dit, die derde dag gaan aanbreek. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons moet erken dat ons perspektief so oorheers word deur die eerste 2 dae. Dat ons dikwels nie dink oor die derde dag nie. En daarom bid ons, Here, skenk nuwe hoop, nuwe geloof vir elkeen wat op daardie tweede dag is. Nuwe hoop dat die derde dag wel sal aanbreek. Kom verander U self, want Here, net alleen, U alleen is magtig. En ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Mag die Here vir jou seën, mag die Here elke dag saam met jou wees en jy ook sy teenwoordigheid ervaar. Totsiens.